19 van vers 29. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en sodat die skrif vol kan word gesê, ek is dors. En daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiesoptappie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag. En die Jode wou nie hê dat die liggame op die Saterdag aan die kruis moes bly nie. Want daardie Saterdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra dat die mense wat gekruisig is, se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe die soldaat gekom en die bene van die eerste een gebreek, en ook die van die tweede een, wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hy egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hy nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek. Daar het dadelik bloed en water uitgekom. Die woord van God vir die kinders van God. Ons bly sit en dan sing ons Halleluja 208, die eerste vers. Vader, dankie vir jou kruis. Dankie vir Christus Jesus wat vir ons gesterf het. Help ons om vandag beter te verstaan wat dit vir ons beteken, watter voordele dit vir ons inhou. En help dat dit sal maak dat ons uit dankbaarheid vir U sal leef. Amen. Johannes vertel vir ons wat die laaste oomblikke met Christus gebeur het toe aan die kruis gehang het. Dat 'n soldaat gekom, 'n spies in sy sy ingesteek. Dat bloed en water uit sy sy uitgestroom. Maar Johannes wil ook graag hê dat ons moet verstaan wat die bloed en water wat uit sy sy uitgestroom het eintlik beteken, wat 'n boodskap wat eintlik vir ons wil gee. Vroue sal dit beter verstaan as mans. Wanneer het 'n mens te doen met bloed en water wat gelyktydig uit 'n mens uitstroom? Reg. En die geboorte van 'n kind is deel van die geboorteproses
waar jy gelyktydig met bloed en water te doen kry. En dis presies wat Johannes vir ons wil sê, wat Christus se kruisiging eintlik vir ons inhou. Christus se kruisiging beteken dat hy dit vir ons moontlik maak om 'n nuwe lewe van God te ontvang. Dis die groot boodskap van die boek Johannes. Dat as jy 'n nuwe lewe wil ontvang, dan moet jy nuutgebore word. Die Gees van God moet die wedergebore in jou lewe bewerk. Dan moet 'n wonderwerk in jou lewe plaasvind. En hierdie wonderwerk gaan net plaasvind omdat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir jou gesterf het. Christus se kruisiging is die groot voorportaal waar God vir ons uitnooi en sê, 'n nuwe lewe is vir jou beskikbaar. Ek wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Daarom het Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir jou en vir my gesterf. Nou hierdie nuwe lewe waarvan die Bybel praat, moet ons dit verstaan. Wat is die elemente van hierdie nuwe lewe? Ons kan 3 belangrike komponente identifiseer. Die eerste element is, hierdie nuwe lewe te doen met die verlede. Hierdie nuwe lewe het ook te doen met die toekoms. Hierdie nuwe lewe het ook te doen met die hede. Dit het te doen met die verlede. Hierdie nuwe lewe beteken dat Jesus ons wil vergewe van al ons sonde. Dit het te doen met die toekoms. Hy wil vir ons die ewige lewe gee. Dit het te doen met die hede. Hy wil vir ons genesing hier en nou gee waar ons lewe. Die kruis van Golgotha sê vir ons, 'n nuwe lewe is tot jou beskikking. Hierdie nuwe lewe het 3 belangrike komponente. Kom sê iets oor elkeen van hierdie komponente. Die nuwe lewe wat Christus ons wil gee, beteken dat hy ons wil vergewe van al ons sonde. Ja, elkeen van ons is diep in die skuld voor God. Kolossense sê dat daar eintlik by wyse van spreuke 'n skuldbrief opgestel is oor alles wat ons verkeerd doen. En hierdie skuldbrief is aan die kruis van Golgotha vasgespijker. En op grond daarvan spreek God ons vry van al ons sonde. Omdat Jesus Christus vir ons gesterf het, kan ons vry wees. Hoef ons nie bang te wees vir God se oordeel nie. Want die wat in Christus Jesus is klaar veroordeel. Hy het klaar ons sonde skuld gedra. Hy het die oordeel wat ons verdien op hom geneem en dit gedra. Dis die eerste komponent van hierdie nuwe lewe wat God vir ons wil gee. Sonde vergifnis. Jy hoef nie meer met skuldgevoelens te lewe nie. Jy hoef nie meer bang te wees nie, want jy word vry verklaar van al jou sonde. Die tweede komponent van hierdie nuwe lewe is die ewige lewe. Die ewige lewe is 'n persent wat God vir ons wil gee. Jy kan dit nie verdien nie, maar Jesus het dit aan die kruis van Golgotha vir ons verdien. Daarom stel hy die ewige lewe tot ons beskikking. Die ewige lewe is iets wat ons nou al reeds ten dele kan ervaar. Ons kan nou al reeds weet dat ons kinders van God is. Maar die volle inhoud van die ewige lewe gaan eers met die opstanding aan ons gegee word. Dan gaan ons nuwe liggame ontvang, verheerlikte liggame. Dan gaan ons soos Christus word. En dan gaan ons saam met Christus op die nuwe aarde bly. En die voorreg hê om in God se teenwoordigheid te wees. En ons gaan die voorreg hê om God te sien. Die inhoud van die ewige lewe, die volheid van die ewige lewe wat vir ons wag. Dis die tweede komponent van die nuwe lewe wat God vir ons wil gee.
Die derde komponent van die lewe wat God vir ons wil gee is heling, gesondmaking. Siekte, rampe, hartseer is alles tekens dat ons in 'n stikkende wêreld bly. God het dit nie oorspronklik bedoel nie, dit het na vore gekom as gevolg van die sondeval wat in die wêreld gekom het. Maar die kruis van Golgotha sê vir ons dat God iets daarom gedoen het. En hy beloof vir ons dat ons op die nuwe aarde wat hy gaan skep, nooit weer siek gaan word nie. Dat hy al die trane van ons oë sal afdroog en dat ons in volmaaktheid in Christus se teenwoordigheid sal kan lewe. Die genesing wat vir ons wag, is nie net iets wat in die verre toekoms vir ons wag nie. Ons kan wel iets daarvan hier en nou in hierdie stikkende wêreld waarin ons lewe ervaar. Dit gebeur dat God uit genade soms, nie altyd nie, mense gesond maak. En elke keer as jy gesond word, dan is dit 'n teken, 'n vooruitwysing van dit wat gaan kom. Dat ons almal eendag absoluut gesond sal word, dat ons volmaak sal word in Christus se teenwoordigheid, dat ons sy teenwoordigheid en sy liefde op 'n volmaakte wyse sal ervaar. Die kruis van Golgotha sê vir ons, 'n nuwe lewe is tot jou beskikking. En die nuwe lewe het ons gesê, die 3 komponente, vergifnis van sondes, die ewige lewe, genesing. Kom ons praat vanoggend meer oor genesing, die derde komponent van die lewe wat God vir ons wil gee. En as ons iets gou net daaroor wil sê, is 2 dinge belangrik. Die genesing wat God vir ons gee, is 'n genesing na siel en liggaam. God wil ons na ons liggame gesond maak en hy wil ons ook emosioneel gesond maak. Hy wil my totale mens gesond maak. Dis een ding wat ons moet sê. Die tweede ding wat ons moet sê is, hierdie totale genesing wag vir ons op die nuwe aarde. Maar nou alreeds kan ons iets daarvan in hierdie wêreld ervaar. Hoekom sê ek net iets? Omdat nie alle mense gesond word nie. Hoekom sê ek net iets? Omdat God se genesing in hierdie wêreld onvolkome is. Jy word gesond en jy word later weer siek en jy gaan dood. Ons is verganklike mense in hierdie wêreld. Ons is nie bedoel om vir ewig hier in hierdie wêreld te lewe nie. Maar kom ons sê, hoe werk God? Hoe gee hy vir ons genesing in hierdie stikkende wêreld waarin ons bly? Dit is belangrik dat jy mooi sal luister. God gee genesing op 5 verskillende maniere. 5 verskillende maniere. Noem gou eers. Hy gee dit deur wondergenesings. Hy gee dit deurdat hy die mediese wetenskap gebruik. Hy gee dit deurdat hy vir ons self wat siek is motiveer om ons leefwyse te verander. Hy gee dit vir ons in die 4de plek wanneer hy vir ons sê ek gaan jou nie gesond maak nie, gee hy vir ons aanvaarding om ons siekte toestand te hanteer. En 5de manier, hy red ons uit 'n ondraaglike situasie deur die dood om vir ons genesing te gee. 5 verskillende maniere waarop God vir ons genesing gee in die wêreld. Kom ons praat oor elkeen van hierdie fasette. Die heel eerste manier waarop God genesing gee, wondergenesings. Ons lees daarvan telke maar in die Bybel. En baie van u wat vanoggend hier so sit kan getuig van 'n wondergenesing. Jy was
jy's baie siek, die dokter het nie vir jou hoop gehad nie, en daar is vir jou gebid, of jy self gebid en die Here het jou gesond gemaak. En ons noem dit 'n wondergenesing. God genees nog steeds mense op 'n wonderbaarlike wyse. Ek is doodsiek. Daar word vir my gebid en in een oomblik is ek gesond. En ons loof die Here vir wonderwerk wat plaasgevind het. En ons sê vir die Here dankie dat dit nog steeds plaasvind vandag. Dis een manier waarop God genesing gee. Daar's 'n tweede manier waarop God genesing gee. God maak gebruik van mense. En hy werk deur mense om genesing te bring. Jesus Christus was toe hy op aarde was, het hy genesings gegee. Hy het mense gesond gemaak. En hy gaan eintlik voort met hierdie werk. Nie direk nie, maar indirek gebruik hy mense, byvoorbeeld dokters, spesialiste. Hy sien die mediese wetenskap en hy maak dit vir mense moontlik, navorsers moontlik, om sekere dinge raak te sien. Waarom word 'n mens gesond? Hoe kan 'n mens hierdie siektetoestand hanteer? Hy sien die mediese wetenskap. Hy rus dokters toe met groot wysheid. En deur mense werk hy om genesing te bring vir ons hier op aarde. Dis so wonderlik, hoeveel keer kry jy dit, as jy in 'n dokter se spreekkamer ingaan, dan jy die Bybel daar so sien. Die Bybel is nog belangrik. En die dokter sê sommer gou vir jou, meneer, ek is maar net 'n instrument van die Here. Hoeveel keer hoor mense dat dokters sê, weet jy, terwyl ek die operasie gedoen het ek nie geweet presies hoe ek die situasie moes hanteer nie. En toe het ek gebid en die Here het vir my gehelp en ons glo jy sal gesond word. God maak ook gebruik van mense, dokters, om ons gesond te maak in die stikkende wêreld. Daar's 'n derde manier waarop God genesing bring. Dis 'n snaakse manier waarop ons nie altyd dink nie. God kan vir jou as mens motiveer om jou leefwyse te verander. En as jy jou leefwyse verander, kom daar genesing in jou lewe na vore. Dit is wetenskaplik bewys dat my leefwyse baie keer aanleiding kan gee tot sekere siektetoestande. As ek oormatig drank gebruik, kan dit aanleiding gee tot lewersklerose, lewersiekte. As ek onvergewensgesind lewe, kan dit aanleiding gee tot depressie en ander siektetoestande. Ek kan deur my lewenswyse veroorsaak dat my siektetoestand na vore kom en vererger. Teenoorgestel is ook waar. As ek my leefwyse verander, het dit 'n groot invloed op my siektetoestand en kan my siektetoestand verbeter. As ek mense vergewe, kan daai depressie wat ek het weggaan. Nie in alle gevalle nie, maar in baie gevalle. As ek ophou rook, kan dit 'n invloed hê op my gesondheid. Ek kan deur die manier waarop ek lewe 'n groot invloed hê op my fisiese en geestelike gesondheid. Maar nou weet ons dit, dis nie baie maklik om jou leefwyse te verander nie. As iemand vir jou sê, hy weet nie doen nie, ek het al van stande 2 begin rook, en ek kan ongelukkig nie ophou rook nie. Of hierdie ou drankie van my, ek kan sonder hom lewe nie. Die ou het my so seer gemaak, ek kan hom nie vergewe nie. Dit is moeilik om van 'n leefwyse te verander. Maar God kan dit doen. God kan deur sy gees in jou werk en vir jou sê,
jy moet verander, jy moet dinge los in jou lewe. En as jy na God se Gees luister, kan jy in een oomblik dit wat jy uit jouself nie kan doen nie, net so laat staan. En kan dit geweldige invloed op jou siekte toestand hê, kan dit 'n groot mate genesing in jou lewe na vore bring. Daar's getuienis van baie mense wat verslaaf was aan drank, wat verslaaf was aan baie dinge wat nie goed is vir hulle liggaam nie, en toe hulle geluister het wat God gesê het hulle gesond geword en hulle siekte toestand so verbeter. Dis 'n derde manier waarop God die nuwe lewe wat hy vir ons wil gee in ons lewens na vore bring, wanneer ons inskakel en luister wat hy vir ons wil sê ten opsigte van ons leefwyse. Daar's 'n vierde manier waarop God vir ons genesing kan gee. Dit kan wees dat die Here vir jou sê, as jy bid, moenie meer bid nie, ek gaan jou nie gesond maak nie. Ons lees in die Bybel daarvan, van Paulus, wat 'n doring in sy vlees gehad het, ons weet nie presies wat dit is nie, dis iets van sy liggaam, wat vir hom probleme gegee het. En ons lees dat hy aanhoudend tot die Here gebid het en gevra het, Here, vat vir my weg. En dan praat die Here met hom en sê vir hom, Paulus, ek gaan dit wegvat nie. My genade is vir jou genoeg. Ek sal saam met jou in jou swaarkry teenwoordig wees. Ek sal by jou wees. Ek sal vir jou in hierdie swaarkry dra. En wat meer is, my krag word in swakheid volbring. Ek sal vir jou krag gee om ten spyte van jou siekte toestand oorwinnend te lewe. Hoe dikwels sien ons dit nie, dat jy iemand gaan besoek wat baie siek is. En as jy terug gaan huis toe, dan voel dit vir jou, jy het nie daai persoon gaan troos nie en ophelp nie. Daai persoon het jou getroos. Daai persoon se manier waarop hy sy siekte toestand hanteer, was so wonderlike getuienis. Dis die vierde komponent van die nuwe lewe wat God ons wil gee. As hy vir ons sê, ek gaan jou nie gesond maak nie, gee hy vir ons aanvaarding om dit te hanteer, gee vir ons krag om ten spyte daarvan oorwinnend te lewe. Daar's 'n vyfde manier waarop God genesing gee in hierdie wêreld. God kan baie keer vir my uit my siekte toestand uit wegruk deur die dood. Korintiërs sê dat geen versoeking wat op ons pad kom in hierdie wêreld vir ons te groot is nie. En as dit so groot word dat ons dit nie meer kan hanteer nie, sal God die uitkoms gee. Baie keer gee God die uitkoms deur die dood. Jy kry gevalle waar iemand baie siek is en dat hy geweldige pyn ervaar, dat hy dit nie meer kan hanteer nie. En dat God dan op 'n wonderbare wyse die persoon uit hierdie situasie uitruk deur die dood. Baie keer is dit ek en jy wat aanvanklik gebid het vir hierdie persoon, Here, ag, wees hom genadig, wil U nie hom gesond maak nie, dan gebeur daar niks nie. En na tyd weet die mens nie meer waarvoor jy moet bid nie, want niks gebeur nie. Die persoon word net seker. Dis asof die Here vir jou sê, bid nou anders. Here, red hierdie persoon uit die situasie waarin hy is. En dan kom God en gebruik die dood om hom uit 'n troostelose situasie uit te ruk. Uit die pyn waarin die persoon verkeer. Maar meer is dit. God gebruik nie net dood om 'n mens uit jou troostelose situasie uit te ruk nie. Hy gebruik dood om 'n mens te bevry van jou aardsheid, jou nietigheid, jou sonde,
jou pyn, hy stroop jou daarvan, sodat hy jou kan bekleed met 'n nuwe liggaam, sodat hy jou kan bekleed met sy volheid, sodat hy jou volledig kan toerus met die volheid van sy verlossing. Vir ons wat Christen is, die dood nie die einde van alles nie. Dis 'n begin van 'n heerlike toekoms saam met Christus. Die nuwe lewe wat God vir ons wil gee, wat die kruis van Golgotha vir ons verdien is, het 3 komponente: vergifnis van sonde, die ewige lewe wat God vir ons wil gee, en genesing. En hierdie genesing is nie bloot net 'n fisiese genesing nie, wat op 'n wonderbare wyse na vore kom nie. God gee dit ook op ander maniere. Hy kan die dokters gebruik, hy kan my gebruik, dat ek my leefwyse moet verander. God kan vir my net aanvaarding gee van my siektetoestand, en my help om ten spyte daarvan oorwinnend te lewe, of hy kan self die dood gebruik om my uit my situasie uit te ruk. Die vraag is, red God alle mense? Gee God vir alle mense vergifnis van sonde, en gee God vir alle mense die ewige lewe as hulle vir hom daarvoor vra? Is die nuwe lewe wat uit verskillende komponente bestaan beskikbaar vir alle mense? Is vergifnis van sonde vir alle mense beskikbaar? Is die ewige lewe vir alle mense beskikbaar? Kan alle mense weet dat hulle die ewige lewe van God ontvang het? Die antwoord is ja. God red alle mense by wyse van sondevergifnis en die ewige lewe wat hy gee vir mense wat hom daarvoor vra. Genees God alle mense in hierdie wêreld? Die antwoord is ja en nee. Hy genees alle mense by wyse van of 'n wondergenesing, of hy genees ons by wyse van die mediese wetenskap wat hy gebruik. Hy genees wanneer ons leefwyse verander en dit 'n invloed op ons gesondheid het. Hy genees wanneer hy vir my die aanvaarding gee dat ek nie gesond kan word nie en ek daarmee kan saamlewe en ek selfs oorwinning kan lewe daarmee. God genees deurdat hy my kan wegruik uit my siektetoestand en vir my 'n beter lewe gee saam met hom. Maak God alle mense fisies gesond in hierdie wêreld. Is dit so eenvoudig? Ek bid net en ek glo ek gaan gesond word. Die antwoord is nee. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar alle mense word nie fisies gesond nie. Nou is dit belangrik dat ons moet probeer verstaan. Hoe belangrik is fisiese genesing, wat 'n komponent is van die groot nuwe lewe wat God vir ons wil gee, in vergelyking met sondevergifnis en die ewige lewe wat God vir ons wil gee. Kom stel hierdie 3 dinge teenoor mekaar. Hoe belangrik is fisiese genesing ten opsigte van sondevergifnis en die ewige lewe wat God vir ons wil gee? Ons kan 2 opmerkings maak. Die eerste opmerking: dit is moontlik dat jy genesing kan kry in hierdie wêreld, dat jy iets van hierdie nuwe lewe ervaar in hierdie wêreld, genesing. Maar dat jy op die ou end verlore gaan. Dit is moontlik dat jy genesing kan ervaar in hierdie wêreld, maar wat jy op die ou end verlore gaan. Dit het gebeur, kom ons sê, Henny se lewe. Henny was 'n jong man wat nie geglo het in die Here nie. Hy het sy eie pad geloop.
Hy het geglo mens kan maak wat jy wil. En toe word hy dodelik siek. En snaaks genoeg ewe skielik kyk hy op na die Here en sy groot begeerte was dat die Here hom gesond sal maak. En dit gebeur. Die Here is vol genade en Henny wat nie vir die Here wil lewe nie, word gesond. Op 'n wonderlike wyse. En wat gebeur nadat hy gesond word? Hy gaan voort met sy sondige lewe. Hy weier om Christus se vergifnis vir homself te aanvaar. Hy weier om die ewige lewe wat God as 'n geskenk vir hom wil gee, te aanvaar. Hy gaan voort met sy ou lewe. Henny het gesond geword, maar hy is verlore. Omdat hy nie die belangrikste komponente van die nuwe lewe wat God vir ons wil gee, naamlik vergifnis van sonde en die ewige lewe vir homself wil aanvaar het nie. Hy het maar voortgegaan met sy ou lewe. Die teenoorgestel is ook waar. Dis moontlik dat jy siek is en dat daar vir jou gebid word, dat jy nie gesond word nie. Maar dat jy gered is. En dat jy met groot verwagting uitsien na God se volmaakte verlossing wat vir ons wag op die nuwe aarde. Dit het gebeur, kom ons sê, door die Isak se geval. Hy was 'n sendeling gewees en hy het vir sy gemeente geleer dat vergifnis van sonde iets is van die nuwe lewe wat God vir ons wil gee. God wil jou vry maak van al jou sonde skuld. Hy het vir die gemeente geleer dat God vir ons die ewige lewe wil gee as 'n geskenk. Hy het nie net die gemeente geleer daarvan nie, hy het homself toegeëien. Toe gebeur dat hy siek word, baie siek word, kanker. En die gemeente bid vir hom. En doen die Isak kry swaar. Dis 'n kanker wat baie pyn veroorsaak. En na tyd sterf hy. En dan kom daar dit mate by Dorie, Isak se vrou en sê, "My mevrou, dit klink so asof die Here nie ons gebede verhoor het nie. Dit klink so asof ons verniet gebid het." En dan sê mevrou, "Nee, gemeentelede, God het sy gebede en julle gebede op 'n besondere manier verhoor, maar die Here God het vir Isak aanvaarding gegee van sy siekte toestand. Die Here het hom rustig gemaak terwyl hy siek was. En toe Isak vir my gesê, het daar maskers van sy gesig afgeval, het hy homself beter leer ken. Het hy die Here beter leer ken. En weet julle wat? Sy siekbed was eintlik 'n preekstoel. Hy het soveel mense na Christus toegelei terwyl hy siek was. Toe Isak het nie gesond geword nie, maar hy het ten spyte van sy siek wees, kon hy aanvaarding ervaar. Dit was 'n element van die nuwe lewe wat God gee, om aanvaarding te hê vir dit wat jy ervaar. En God het self verder gegaan. God het aan hom gewerk en hom geseën en vir hom krag gegee om oorwinnend te lewe. Daarom kon hy ook uitsien dat daar vir hom wag 'n nuwe lewe na sy dood. Nou is dit so dat baie van ons siek word, almal van ons word siek op een of ander tyd. En ons grootste behoefte is om in sulke situasie gesond te word. Wat maak 'n mens as hy siek word? Wat het ons besing? Kyk op na die kruis. Die kruis van Jesus Christus is ons antwoord. Dis die antwoord op al ons probleme, op siekte, op rampe, op enigiets, die kruis van Jesus. As ek siek word, hardloop ek na Christus
En ek gaan in gebed na hom toe. En wat is voorop in my gebed? Nie dat ek gesond moet word nie. Wat voorop in my gebed is, Here, ek soek U aangesig. Help my dat ek in hierdie situasie waarin ek nou is, U teenwoordigheid sal ervaar. Kom naby aan my. Ek het U teenwoordigheid nodig. Dis die eerste ding waarvoor ek moet bid. Here, kom naby aan my. Ek wil U in my situasie ervaar en belewe. En as ek God se teenwoordigheid in my situasie ervaar en belewe, dan kan ek begin om my hart oop te maak voor God en vir hom vertel wat in my binneste aangaan, my vrese, my bekommernisse, my diepste behoefte. Alles kan ek vir hom sê. Ek kan vir hom sê, Here, asseblief, maak my gesond. Ek kan alles wat in my binneste vir hom sê. En as ek daar gesê het, kan ek in my gebed sê, Here, ek vertrou op U. Wat ook al met my gebeur, vertrou ek U. Ek gee myself onvoorwaardelik in U hande. Maak met my wat U wil. Ek is in U hande. En as ek gesond word, wat dan? Wel, dan moet ek 'n loflied kan sing tot eer van die Here. Dan moet ek hom loof en prys oor dit wat hy gedoen het. Dan moet ek die geleentheid gebruik om oral waar ek kom, op 'n spontane manier te getuig oor die Here wat wonders doen. As ek nie gesond word nie, wel, dan moet ek vir die Here vra dat hy vir my in my swaar kry by sal staan. Dat hy vir my aanvaarding sal gee vir my siekte toestand. Dat hy my sal dra en sal besteun en dat hy my sal verseker dat niks my ooit sal skei van sy liefde nie. En ek moet vir hom vra dat hy vir my krag sal gee om in die siekte toestand wat ek ervaar oorwinnend te lewe, om 'n getuie vir Jesus Christus te wees. Die kruis van Golgotha sê vir ons dat Christus gesterf het, sodat ons 'n nuwe lewe kan ontvang. Maak jou hart en lewe oop vir hierdie nuwe lewe wat God vir jou wil gee. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte.